Goeienaand, jy is ingeskakel op Bloodsport Media, hierso, dis Bert Mostert en Skalk Strauss, ons is julle aanbieders, en dit is, ek gaan nie sê wat se dag dit, ja, ek kan maar sê, dis Sondag aand hierso, ons is in Suid-Afrika, dis load shedding, what a surprise, so dis ons eerste episode skala wat ons in load shedding doen, ons het nou so 'n paar ligte op die battery en alles, so, as die beeld nie so goed is nie, kom ons blameer load shedding. As die klank nie so goed is nie, al dink ek nie ons kan nie, kom ons blameer load shedding. Ja, kom ons kan Ja, om vanaand hierdie van my kant af. Is lekker om hier te wees in ons load shedding episode. Ja, soos jy nou altyd nie dit hopelik weet, is Bert 'n gesertifiseerde boksafrigter en fight analyst en ek is 'n gesertifiseerde fan wat alle fights kyk wat ek in die hande kan kry. Very, very true. En hier by Bloodsport Media praat ons natuurlik oor alle vorme van combat sport, het sy dit nou boxing of MMA of kickboxing of wat ook al die 10, 20 verskillende goeters wat daar is. Ons praat oor alles van daai en ons is spesifiek lief daarvoor om oor die UFC te praat en oor die boxing wat in die wêreld aangemaak, doen nie saak in wat se organisation dit is nie, maar ons hou ook af en toe om van 'n exhibitionkie te praat en ons gaan ons nou 'n crossover fight wat ons sommer gaan bespreek in hierdie episode. So if it's interesting and entertaining, we'll cover it. Yes, nou kom ons begin sommer, nou kyk ons na vandag se program. Ja, ons gaan sommer gou so deurgaan. Ons gaan praat oor kom ons, daar sou so 'n paar punte, maar die eerste 3 is alles box fights. So ons gaan kyk na Alicia Baumgartner teen Cristina Leonardato. Hulle het 'n rematch gehad, soos hulle tweede fight. Dan is daar 'n lightweight boksgeveg geweest tussen Andy Cruz en Juan Carlos Burgos. 'n heavyweight enetjie tussen Jermaine Franklin en Isaac Munoz. En dan gaan ons oor na die UFC toe. Hulle het 'n fight night gehou. Die co-main was Jack Della Maddalena teen Basil Hafez en Holly Holm teen Mayra Bueno Silva. Dit was die main event daarso, die twee vrouens. En dan is dit daai X-series wat jy van gepraat het. Ja. Die crossover ding. En ja, dan is daar 'n UFC fight night in Londen, Aspinall teen Taimura. Ja, ons gaan oor al daai praat, daai twee kom ons nog, die X-series in die UFC fight night. Ja, en dan gaan ons natuurlik kyk wat in die sportsnuus aangaan. Ek dink ek het so 3 of 4, ek is nie seker, so interessante sportsnuusietjies vir julle en ons gaan sommer so 'n paar lekker video's ook vanaand wys wat jy na die tyd kan klik. So, waarmee begin ons ou skala? Alright, finished fights. Begin ons maar altyd by die verlede voordat die toekoms gaan. Voordat ons in die verlede, hede, toekoms. Nou, hier was nou 'n fight wat nogals vir my baie entertaining was. Die twee vrouens, Alicia Baumgartner teen Cristina Leonardato, so rematch. Dit was nogals 'n lekker fight. Ja, ek wil net begin deur te sê, voordat ons nou te ver in dit ingaan, hierdie naweek was verbasende goeie fights gewees en ek moet sê vir diegene, want ons het vrouens wat ook luister, né? Dit is 'n groot gedeelte van ons luisteraars is vroumense. So as jy hou van female fighting, dan is vanaand jou aand. Ek meen spesifiek Letitia, jy ken mos nou vir Letitia. Dis 'n Rastafarian vrou en sy het so 'n bietjie fighting bloed in haar, lyk dit my. En sy het vir my gesê toe sy nou die podcast geluister het, sy hou van as die vrouens fight. Sy is nou nie so geplaas as die mans fight nie. Nou Letitia, hierdie is vir jou 'n goeie episode met ten minste 2 verskriklike goeie vrou fights in. So, right. Letitia, this one is for you, maar dis ook vir al die girls daar buite wat hou van 'n vrou fightjie. Nou, hierdie Alicia Baumgartner, wat ek weet nie wat is haar nickname nie, ek het nou nie eens gekyk nie. The Bomb, ja. Okay, ja, natuurlik. Daai poster was mos daar wat so 'n blommetjies gestaan het, The Bomb. Die vrou Cristina, whatever ook al, teen wie sy fight is Medusa. Sy het ook sulke dreadlocks-erige tipe hare met die wat so geperoxide of so geel of wit is. En dis nogals kwaai want sy kom uit Griekeland uit en Medusa is van Greek mythology en hierdie kant van haar een van die kop is afgeskeer
en dis daai blokkies wat so snaaks gaan, daai Griekse tipe So patroontjie. ja. Ja, so dit was nogal 'n lekker fight tussen die twee. En soos jy sê, dit was mos nou 'n rematch gewees, so die eerste fight het Medusa gewen en dis ook die enigste los wat The Bomb gehad het. En toe nou het Alicia champ geraak en nou het sy gesê in haar homecoming wat sy nou in Detroit gefight het sy gesê sy soek nie 'n soft touch of wat ook al nie. Sy wil revenge hê op haar enigste los en sy die vrou gewen. Nou o ja, wat ek nog wil sê is sonder jokes, Alicia is nou een van my favorite boxing fighters. Ek weet nie eens van al die females wat daar is, wil ek amper sê ek dink sy's my favorite want sy het my impress jong. Sy as jy kyk na die way hoe sy fight, die placement van haar punches, haar skouers wat sy ingooi, haar heupe, haar head movements en counters en alles, dit lyk soos 'n man. En ek bedoel nie sy lyk soos 'n man nie, sy's 'n vrou en sy's 'n flippend mooi vrou, maar sy beweeg soos 'n man. Haar punches alles en sy's highly effective, sy's explosive, sy slaan hard. Ek is lekker combos by mekaar. ja, en jy kan kyk, sy gooi verskillende punches, sy het 'n baie goeie jab, daai Tony Harrison, wat ook mos 'n pro fighter is mos haar afrigter, so sy het so 'n flicker jab, soos baie keer dan hang sy hom hierso so laag, en dan dan gaan hy so vinnig uit, en sy kan fight going backwards, sy kan fight going forwards, sy doen counter punching, so sy doen regtig waar alles. Sy gooi mooi uppercuts as sy teen die vrou is en sy gooi daai massive body shots en sy kry so baie leverage in want sy draai heeltemal na die kant toe en sy sit hom in en dan sy lief om sommer 'n kort uppercutjie ook in te pop. Maar ek het ook gesien as die vrou haar opponent van ver af is, sy's nie skaam om 'n long range uppercut ook in te steek nie. So sy doen alles. En ek het gesien hoe sy's 'n orthodox fighter, menende sy's 'n righty, so dan is jou linkerhand mos voor jou, maar ek het gesien sy het geswitch ook, en dan pomp sy die jab met die regterhand, en sy slaat hard met daai linkerhand, so sy's highly effective, en ja, wat kan ek sê, jy kan ons maar nou ook vir my sê, dit was 'n baie entertaining fight gewees. Ja, ek dink, sy het meeste van die rondes gewen, maar Medusa dan so 2-3 rondes. Ja, presies. Alicia het die fight. Definitief, sy het dit kontrol. En Medusa sy was in die fight all the way. Dit was 'n competitive fight gewees. Sy het gekom om te fight. Nou, hoekom hierdie ek gaan nou net sê The Bomb want ek is bang ek neek aan julle van of Alicia. Hoekom sy nou so cool is? Hulle sê sy's nou een van die grootste draws in boxing, nê? Maar wat nou cool is van haar, is sy's nou champ, ek dink in 'n 130 pound division. En in 135 kry jy nou vir Amanda Serrano en Katie Taylor en wie sy ander vrou wat vir Katie gewen het, Chantel Cameron. En sy het gesê sy wil hulle almal fight. Sy wil haar division defend en sy wil opgaan en sy wil al daai groot name hê. So exciting times, man. Yes, dis kwai. Okay, so ons is nou klaar met hulle vrees. Dan was daar, dit was op, hoe kan die co-main van daai selfde kaart hierdie? Ja, die main event is nou verby, dit was Alicia gewees. Yes, so die co-main was lightweight fight en dis 'n Andy Cruz, 27, dis sy ouderdom, né? 2020 Olympic gold medalist en dit was sy boxing debut gewees. So hy het sy debuut gemaak teen Juan Carlos Burgos. Hy is nog as 'n veteraan as jy kyk na hierdie syfers, hy het 35 wins, 8 losses, 3 no contest, 21 knockout. So ja, hy's al lank in die game. So hulle het vir Cruz teen 'n goeie ou gesit. Ja, yes, om te imagine 'n ouetjie wat sy pro debut maak teen 'n man wat al in die 40 fights sit. En daai 3 losses wat op Burgos se rekord is alles decisions. Sorry. 8 losses, dis 3 no contest of draws of wat ook al. Maar al daai ou se losses was net met decisions. Jy kan nie daai man knock out nie, hy's te taai.
Nou wat vir my cool was van Andy Cruz, jy het ons nou gesê Olympic gold medalist, top blue chip prospect, alles. Hy's 'n Cuban fighter. Nou as jy kyk na die Cuban style of fighting, dis glad nie die mees fan-friendly style wat jy kry nie, want boxing is mos hit and don't get hit. Ek moet sorg ek slaan jou en ek moet sorg jy slaan my mis, maar as jy kyk na Mexicans, hulle is hit first and then don't get hit. Die Cubans is andersom, hulle is don't get hit onder geen omstandighede, en af en toe as jy kan, dan gooi jy hit in. So hy daai Cuban style, so jy weet, hy gaan nie groot knockout power of enigiets van daai nie. En maar wat ek wel moet sê, hy is flippin goed. Ja, daai man, hy beweeg, hy soelig op sy voete, soos as daai Burgos inkom en hom attack, hy is uit die range uit, hy gaan blitsvinnig in, hy skiet sy houe, en hy gebruik ook sy hele arsenal. Uppercuts, hoek, stryd, houe, jab, alles, hy spring rond, en ek moet sê, hy het baie keer, het hy gegaan. Dit het nie gelyk, hy's te bang om geslaan te word, of iets, al het hy al die houe gedodge goeders, maar ja, dit was nogal cool geweest. Hy het natuurlik Royal Flush gekry, ek dink hy het 1 ronde verloor van al 10 of wat hulle fight het nie. Hy het mooi groot houe geland op Burgos, maar hy het hom nooit regtig in serious trouble gehad volgens my nie. Maar wat interessant is van die ouetjie, nê, daar's 'n ander top American prospect, Keyshawn Davis, in hulle division. En in die lightweight division, onthou daai, dis waar Devin Haney, Shakur Stevenson, Lomachenko, Tank Davis, dis seker een van die besigste divisions in die wêreld nou. Ek dink dit is seker die hardste division wat daar is. Nou hulle is daarin, en hy en ouens soos Keyshawn Davis is die nuwe bloed wat gaan opgaan. Nou Keyshawn het 8 fights, undefeated, 6 knockouts, hy's insane goed. Nou die mannetjie, hierdie Cruz, het 4 keer in die amateurs vir Keyshawn gewen. Keyshawn kon hom nog nie 1 keer gewen het, so dit sê vir jou, hierdie ou is 'n goeie prospect vir die future. Ja. Okay, so ons nou kyk wat gaan met hom volgende gebeur. Right, en dan is daar 'n heavyweight fight, Jermaine Franklin teen Isaac Munoz. Vertel vir ons maar 'n bietjie meer van daai, want ek het hom myself gekyk. Ag, ek het nie al die rondes gekyk nie, want dit was 'n goeie fight, maar dit was nou nie so amazing nie. Jermaine Franklin is natuurlik die ou, hy het nou van 2 losses afgekom, eers teen Dillian White en toe teen AJ, maar nie een van daai manne kon vir Franklin uitgehaal het. Hy's 'n kleiner fighter, hy's baie kleiner van stature, maar daai man het 'n klipkop, my maat. Jy slaan nie vir hom uit nie. Ongelukkig vir hom het hy nie soos verskriklike groot punching power nie, soos sy knockout percentage dink ek is tussen 50 en 60%. Vir 'n heavyweight is dit eintlik laag, want heavyweights is die ouens wat die hardste slaan. So hy het nie verskriklike vinnige handspeed nie, hy het nie baie goeie power nie, maar wat hy het, hy gaan 12 rondes maklik, soos dit lyk hy raak te moeg nie, hy kan dit doen. Hy het 'n masse goeie chin, en hy's 'n baie solid, decent boxer. So hy hoort saam met die top ouens, maar ek dink nie hy kan die top, die elites van die division, sal hy sommer maklik kan wen. Kort net daai iets. Hy's 'n goeie gatekeeper, en hy's 'n goeie ou om te toets, om te kyk, kan hierdie ouens die top hanteer. Okay. Ja, het ons al gesê wie daai fight gewen? Franklin het, sorry, ja, Franklin het dit gewen. Munoz, die ou het gelyk asof hy 'n professional gamer is, wat iewers in 'n basement sit heeldag, soos, hy het nou nie gelyk gerip in goeders nie. Hy was maar nou so klein bietjie pudgy geweest, maar is heavyweight, so jy weet nie, maar hy lyk nie, toe ons die ou kyk, toe dink jy, wat is hierdie ou 'n pro fighter? Hy lyk glad nie die look nie, maar die ou hy het al die rondes gegaan, so hy kan hom fight. Hy het uitgetap. Okay, dan kom ons kyk na die UFC, ons gaan bietjie oor na die UFC toe. Daar was 'n fight night
En toe het ou Jack toe daar verskyn. Jack Della met Alina wat ons so opgewonde was hoor. En ou wat toe sy debut maak, Basil Hafez op ek dink dit was so 5 dae kennis of ietsie. En dit was nog ons 'n lekker. Dit was geweest. Ons het ek het gedink Jack sal hom maklik wen, maar dit was toe nog nie. So maklik. Dit was maar ek was maar benoud geweest. Wel om net vinnig te sê, dit was dis 'n 3 round fight, so 3 5-minute rounds. Dit het na die decision toe gegaan en die judges, 2 judges het dit geskor vir Jack en 1 judge het dit geskor vir Hafez. So, my senuwees was klaar want ek het geweet en hy Vegas judges is dodgy jong. Ek vertrou nie vir hulle met niks nie. Hulle is hoe die fight lyk is dit die judges toe gaan dan moet jy bekommerd. Ja, daai man kan al 3 rondes wen en die kans is goed. Ten minste 1 judge sal dit sommer vir die ander ou gee. Maar dankie Vader, die regte ou het gewen. Jack Della Maddalena het gewen. Ongelukkig is dit nou, nie ongelukkig nie, maar dis nou al sy tweede fight in sy hele MMA carrière wat hy nie die ou knockout het. Al sy ander fights was knockouts en ek dink 1 of 2 submissions of iets soos dit. Maar nou moet jy ook 'n gedagte neem. Hierdie ou 2 van sy previous opponents het gepull out. So tot op die punt dat hy nie kon laas naweek gefight het nie. Ja, hy sou gefight het en toe cancelleer die opponent. Toe kom Marcel Hamster en toe gaan hy ook uit. Toe is hy ook nie reggie en toe kon hy nie fight nie. En ek meen toe sê hy bly in Vegas, hy wil op hierdie kaart fight en toe fight hy op hierdie kaart. Maar die probleem was hy moes weer white gemaak het. Nou jy weet so goed soos ek, as jy 'n training camp doen, jy bou op totdat jy op 'n piek kom, dat jy op jou physical peak, op jou fikste, op jou alles kom by mekaar en daai laaste week begin downscale jy met jou oefening, jy gaan nie meer so crazy nie, jy maintain net en jy begin decrease jou carb intake en jy moet hier op die laaste 2 dae wat ek al begin verskriklik water verloor in sauna en al daai nonsens en dis 'n horrible proses om deur te gaan. So hy moes daai proses deurgegaan het, hy het white gemaak en hy kon nie gefight het nie en toe moes hy die WK op daai selfde proses weer deurgaan het. So jy kan mos nou imagine, daai ou gaan nie in die toestand wees wat hy moes gewees het nie en hy fight teen 'n opponent wat hy niks van af weet nie. So ek weet nie eens of hulle tyd op hom kon kry het en die ander ou Hafez het net 1 keer white gemaak en dis die grootste opportunity van sy lewe om in die UFC in te kom. Jy het nou gesê dis sy debut in die UFC. Hy het mos al wat 11 fights of so iets gehad in totaal. Maar anyway, vinnig om net te sê, dit was 'n fight of the night gewees. Hulle het die fight of the night bonus gekry, so dit wys jou dit was 'n baie interessante een gewees. En ek wil nou nie die hele fight breakdown nie. Die eerste ronde het Hafez gewen. Hy het die hele tyd vir Maddalena grond toe gevat. Al het Maddalena daarom goed gedefend en hy het mos nou die rear naked choke getry, maar ek moet sê Hafez het goed gedoen. En wat vir my kwaai was van Hafez is hy het gefight soos 'n true martial artist. Hy het dit gemix. Hy het nie net gewrestle nie, hy het nie net gestrike nie. Hy het geweet waar lê sy sterkte is op die grond met sy wrestling. Maar hy was nie bang gewees om te staan en trade nie. En hy het sommer sorry, is amper dieselfde as daai vrou, Medusa. Jy het nou gedink dit kan dalk 'n maklike fight wees. En nou kom maar, hy was reg. Ja, en hy het amper die upset gekry. Maar wat ek nog wil gesê het, toe die fight begin, ek kan nie onthou hoe lank in die eerste ronde nie. Ek sê vir daai man tel vir Jack op asof hy 'n blafpop is en hy gooi hom neer. Daai man is diep sterk jong. Maar gelukkig toe van die tweede ronde af toe begin land Jack meer en meer. In die derde ronde het daai man amper geknockout. Net 'n final ding wat ek oor daai fight wil sê is ek was nie so impressed gewees met Jack se coach nie. Want na die tweede ronde, ek meen jy kan sien Jack gee alles wat hy het. Hy kan mos nie help as die ou heeltyd 'n takedown score, soos hy probeer dit mos nou keer en hy sukkel op die grond.
hier skel wat noem jy coach. Sy coach sê vir hom, "Do you want to win this fight?" Hy sê, "Yes." "Well, it doesn't look like it. Go out there and stop." Goed. Ek meen dit het vir my so stupid geklink. Jy breek mos nie jou fighter af nie. As jy hom wil opfire, jy gaan dit nie deur kritiek doen nie. Soos gee hom eerder goeie raad, sê vir hom, "Don't go for the guillotine if he wants to take you down. Rather just try to stuff it and keep it on the ground." Of wat. Maar anyway, gelukkig het hy op die einde van die dag gewen. Okay. Ja, en toe my event was Holly Holm teen Mayra Buena Silva. Dit was nou weer, Letitia is nou weer 2 vroumense. O ja. Tisha, as jy daai ene ook kyk. Ja, so wat het daar gebeur. Ag, flippin' cool fight. Ons albei het predict dat Silva gaan wen, want sy's jonger en sy's varser en sy het 'n bietjie meer finishes en alles, maar Holly Holm is nou nie een wat 'n mens moet miskyk nie. En ek dink Holm het die eerste ronde gewen. Sy was meer besiger, sy het meer houe geland, haar accuracy was beter. Maar haar power is nie vir my so groot nie. Sy het nie regtig waar vir Silva seer gemaak nie. En die paar kere wat Silva geland, eers het ek gedink, my coach, die vrou weet nie hoe om te stry. Sy soos hierdie kinders wat met mekaar, sy slaan sommer sulke snaakse houe en ek dink, o Vader, ek het gesê die vrou gaan wen, maar nou is ek nie so seker nie. Maar so af en toe dan kry sy hou en dan slat sy 'n sitter, soos toe kon jy sien sy slaan goed. Lyk amper sy het beter geraak soos die fight aan. Ja, miskien het haar confidence 'n bietjie opgegaan en wat. En dit was in die tweede ronde gewees, toe sy begin meer en meer land. En toe het Holm weer teen die cage gedruk, soos in die vorige ronde. Holly Holm is mos verskriklik lief daarvoor om jou in die cage vas te druk en so te slaan en te nie op jou bene goed. En toe op een of ander manier, ek kan nie meer die sequence onthou nie, toe kry sy Holly Holm se soos die guillotine in, maar dit is soos 'n standing guillotine en sy het hom so snaaks gevat. Soos DC het gesê, dit lyk sy vat 'n voetbal. So sy het dit so snaaks gevat, en in die staande position, toe druk sy net so, en toe sien jy net die tap Holly langs die kant, toe sy uit. Ja, maar dit was vir my so snaaks geweest, daai vrou, sy was so verbaas, sy het gewen, sy kyk so rond, en sy hou die hele tyd so, ja, dit is amper, sy was seker daarvan, sy gaan verloor, soos, tot aan die hele einde toe was sy so verbaas geweest, maar anyway. Dit was 'n baie goeie fight, soos enigiemand, as jy ek moet dit seker vir die luisteraar sê, jy kan op DStv op catch up, dis die cool ding, hulle die Madalena fight en hierdie fight op catch up na mekaar gespeel, so jy, en nie die highlights, die volle fight, so kyk al twee daai fights, dit was verskriklik interessant geweest. Yes. Okay. Die geskiedenis is geskiedenis. Ons gaan nou na die upcoming fights. Let's put that behind us. Ja, so dit is nou die naweek wat nou kom. Dit is nou daai crossover ding. Dit is altyd interessant om te kyk. Hulle noem dit nou X-series, double uit. Dis ek nou maar net uit wat ek dink ja, dis seker maar die 8ste keer wat hulle dit doen. Ja, jy kan dit live kyk Sondag die 23ste, 2 die nag, seker. Ja. Ja, so dis nou confirmed. Jy kan dit op die Zone kyk. Ja, ons het dit nou hier in Engels gesit. Ja, ons kan Engels ook praat. Ons Afrikaans en Engels. Maar okay, ja, hulle sê tune into the zone to see an exciting card headlined by a 4-way main event, Survivor tag match. So hulle het nou weer daar iets niets ingebring. Dis nou nie net YouTubers so goed, dit is sommer 'n 4-way tag, maar het jy nou kyk wat dit behels, of weet jy nie? Nee, ek het nou nie so in detail ingegaan nie. Maar ja, dit gaan nou, hier gaan 4 manne wees, Nick, LMAO, Swarms, Ryan Johnson en B-Dave. Hulle gaan nou die 4-way ding doen. Ek ken net vir Swarms. Ek het al sy naam. Ons het al sy fights gekyk, maar die ander manne het ek nie 'n klou. Dit gaan nie eens naaks wees, maar 'n tag match, so dit is seker 2 teen 2. En as jy nou voel jy word opgenekel of tag jy die ou, dan kom hy nou in, whatever, ek weet nie hoe dit WWE style hierso. Ja, maar
ek weet nie of dit dieselfde promotion is nie, maar ek dink amper hulle noem hulle self Misfits Boxing. Dis sommer so 'n combination van goeders, maar ek moet sê, baie mense sal nou kla en sê, dis 'n klug en dis nie regtig 'n boksing nie, wat se nonsens. Ons almal weet dis nie regtig, ons almal weet hierdie ouens gaan nie vir world titles fight nie, maar ek meen dis entertainment. Dis vir my fun. Ek meen, ek het jou nog nooit so baie oor lag vir 'n normale fight. Jy wil jou doodlag vir wat die ouens baie keer aanjaag in daai fights, en soms is dit entertaining. Hulle slag mekaar lekker en jy kry knockouts en jy kry stoppages, so dit is nie high level pro boxing nie. Dis pure entertainment. Dis entertainment, maar nog steeds iets good for boxing. Want al die ouens wat net YouTube kyk en die influencers follow, hulle leer nou van boxing en nou wil hulle kyk, okay, maar kom ons kyk teen wie fight Jake Paul. Nee, hy fight nou teen 'n regte bokser, teen Tommy Fury. Jessie, dit was kwaai geweest. Kom ons kyk wanneer fight Tommy Fury nou teen 'n ander regte bokser, en so word hulle gehoek in die sport. So dis 'n goeie ding. Ja, dis goed. En dan sit UFC Fight Night nou weer volgende naweek. Die main card begin Saterdag aand 9:00, want hulle is in Londen. So ons kan dit aan kyk. Ek sê nou al, ek gaan nie Sondag kerk toe nie. Nee, ek joke maar ek gaan dit live kyk, allei fights. Gaan kerk toe. Right, so kom ons hardloop hier deur van die fights. Die main event is 'n heavyweight fight, Tom Aspinall en Martin Tybura. Aspinall is mos gewoonlik in daai main event, want hy is van Engeland. Hy is van Engeland, ek dink amper hy bly in Londen. Ja, ek dink, ek is verskriklik excited oor daai, want Tom Aspinall, ek dink hy het soos 8 wins en 3 losses. Ons het nou nie hulle rekords eers neergeskryf nie, want ons wil nie te vinnig, ons wil nie te lank 'n hele fight night breakdown nie, want dit is net 'n klomp cool fights in die main event. Maar wat vir hom cool maak is sy 3 losses wat hy het. Sy heel eerste loss wat so sy 3de fight was in MMA toe hy nog diep nuut was soos 'n ankle submission of iets soos dit. Sy tweede een weet ek nie eens hoe tel dit 'n loss nie, want 'n ou het hom illegal elbows soos van downstrike, ek dink agter sy kop of iets gegee, toe word die fight gestop, dis 'n DQ. En sy laaste fight teen Curtis Blades, hulle het mos net begin fight en toe skop hy sy been en toe sy knie seer gekry, weet so, hulle sê nou dis 'n TKO en dit is seker, maar ek dink dit was die dokter het dit gestop, dit was soos 'n dokter stoppage, as ek dit nie mis het nie. Ja, maar hy kon nie afvlei op sy been trap, so hy toe stop hulle nie. Ja, ek sal nou nie sê dit is nie 'n TKO nie, because he couldn't continue, maar dit was nie regtig waar, asof Blades hom nou sif geslaan het en toe stop die ref die fight, en wat cool is, al Aspinall se fights is finishes. En hy is soos 'n wat was dit, 'n jiu-jitsu. Ek dink hy is soos 'n jiu-jitsu. Hy en sy pa het mos al van kleintyd af saam jiu-jitsu gedoen, so hy's flippend. Hy vir 'n heavyweight, hy doen hierdie snaakse armbars. Hy het mos sommer vir Volkov met 'n armbar uitgechoke en hy choke ander ouens uit goed, maar al sy fights is stoppages en hy slaan hard, hy tackle. Hy's 'n groot seun, hy's lig op sy voete, hy het goeie spoed. Ek is baie excited oor hom. Tybura, ek dink hy's van Poland of Norway of iets soos dit. Hy het maar 'n paar losses, hy's 'n BJJ black belt, hy het 'n paar submissions, 'n paar KO's, maar ek voel nie daar's so baie gevaar in sy game nie. Al is hy 'n groot seun, so ek voel ou Aspinall behoort. Ek weet hy's die favourite, hy's iets soos 'n -440 favourite. Okay, en dan die co-main is weer 'n vrouenfight, Letitia. Molly McCann teen Julija Stoliarenko. Dis ek kom ek los laat jy die name moet sê dat ek jy gaan erger verkrag. Ja, but Julija Stoliarenko. Jy moet hoor ek sê dit so. Ja, okay. Maar ons sê nie veel daarvan nie. Molly McCann is Molly Meatball. Sy het mos altyd so saam met Paddy Pimblett, Paddy the Baddy gefight. En sy's nou nie die beste fighter in die wêreld nie, maar sy's super entertaining. As jy daai vrou sien,
energy stroom uit haar uit en sy lyk soos die grootste fight fan in die wêreld, maar sy's ook self 'n fighter. Sy gil en skree en spring en is oor die kei, sy's heel bemal in haar in haar kop, maar sy's baie exciting en sy kry sulke kwai spinning elbow knockouts en sulke goed, so ek hou nogals baie van Molly. Entertainer, ja. Mm. Nathaniel Wood en Andre Fili. Willie. Dis nou nie te moeilik hier nie. Hy is moeiliker as die vorige een. Fili. Ja. So hy seker soos 'n Filistyn of iets soos dit. Maar anyway, Nathaniel Wood is ook 'n Britse fighter. Obviously, almal op hierdie kaart wat ons nou lees is letterlik van Engeland. Ek weet nie waar die ander mense vandaan kom nie, maar Wood is 'n baie goeie striker. Hy so 'n lekker klein sterk kompak striker. Goeie timing, goeie spoed, goeie tegniek. Hy wil nie loop mors met jou op die grond nie. Hy wil stand and bang. Ek het net laas gesien hy teen 'n American ou gefight wat 'n verskriklike goeie grappler was. En hy daai man seker 15 keer genockdown. Maar as hy daai ou daar val, dan wys hy vir hom staan op. Ek fight nie met jou daarso nie. Niks daar verloor. Cool. En ja, Philly ken jy nie waarom? Nee, hy kan nog vlieg. Hy's 'n Filistyn. Kyk maar op Fight Night wat gebeur daar. Ja, kan ons daar oor hom praat. Paul Craig en Andre Muniz. Ek dink amper dit is die Munoz. Ja, maar hy weet ek is 'n Brazilian. So Paul Craig is mos daai Skotse fighter. As jy nou wil sien iemand wat totaal en al submerged is in fighting, dan is dit Paul Craig. Hy kom altyd by die weigh-ins met daai Scottish vlag, face paint en hy is super dit lyk hy gaan jou doodmaak. Soos dit lyk jy dood nou, jy fight nou teen William Wallace of teen iemand soos dit. Hy's heavy intense en al het die ou al 'n redelike paar losses op sy rekord. Hy's een van die beste grapplers, soos jiu-jitsu artists in die hele sport. Soos hy's ongelooflik goed. Hy tap ouens uit wat kan world champion wees goed. Hy's regtig waar, soos ek dink Easy en daai manne train saam met hom en Easy sê hy ou is next level. As dit by grappling kom op die grond, jy kan nie byhou met daai man nie. En daai Andre Munoz of Muniz of whatever ook al, hy's 'n Brazilian ou en ek het hom al gesien fight. Ek kan net onthou hy's so sterk. Hy's groot en hy's redelik hy lyk jonk, maar hy's sterk. Hy's redelik stewig gebou en al daai ouens is mos, ek wil amper sê die freak athletes en hulle almal kan mos jiu-jitsu doen en goeie so. Ek dink dit behoort ook nog ons 'n goeie fight te wees. Okay. En dan Jay Herbert en Fares Ziam. Ja. Ou Ziam goed. Ek is jammer, ek weet niks van hom af nie. Ons kyk maar as die fight kom. Ek het nou nie te veel research gedoen oor hierdie nie, want dit is te veel en is nie sulke groot name nie, maar Jay Herbert is ook 'n Britse fighter. Ek dink amper hy kom uit Londen self uit, hy bly daar. Dit is so 'n blas ouetjie, maar hy's redelik lank, kwaai gebou, gevaarlike striker, lekker vinnig rondbeweeg alles. Ek het hom sien fight, ek dink dit was 2 UFC Londons terug. Nie die vorige een nie, die een voor dit. Toe hy gefight teen Ilia Topuria. Hy was sy naam klink bekend, toe kon ek nog nie. Ja, en hy het so kaalkop. En hy het lit Topuria up, man. Yes, hy het vir hom in 7 soorte moeilikheid gehad. En daai Topuria moes net veg vir sy lewe, want daai ou het hom almekaar geneil in. Dit was ek kan nie onthou vir die tweede ronde was. Ek dink amper in die tweede ronde toe daai Topuria mos so ek dink 'n overhand, 'n body uppercut to the body en toe weer 'n overhand. Toe slap hy daai arme Herbert one shot. Daai man het net so loop val. Toe's alles verby. So hy kan baie goed fight, maar Topuria het mos maar nou daai gevaarlike overhand wat enige iemand seker kan laat slaap. Ja, dis dit vir die fights. Nou gaan ons bietjie oor na die nuus toe. Paar interessante goed wat hier aan kan.
Die Unified Lightweight Champion, Devin Haney, is Woensdag aand gearresteer in Hollywood nadat 'n semi-automatic handgun in sy kar gevind is. Hy is vrygelaat op $35,000 bail. Yes! Maar hy is seker maklik betaal. Ja. Dit is klomp geld. Dink nou in Suid-Afrikaanse geld, jy word gevang met so 'n ding, $500,000, baby. Yes. Maar sit. Ja nee, ek sit maar vir 'n jaar voordat ek daai geld betaal. Maar ja, ek weet nie veel meer daarvan af nie. Al wat ek weet is, ek weet nie of dit sy gun was, dit was seker mos nou nie op hom geregistreer nie, want dan was dit nou nie illegal nie, maar al wat ons weet, dit was sy voertuig. So as dit in jou voertuig gevang het en is illegal, jy was mos die ou wat verantwoordelik was, so. Ja, wat? Okay, maar hy is daarom uit. Op bail. Adam Hamed. Ja, ek weet nie, Adam, dis 2 A's. Okay. Ja. Hy is 23 van Engeland. Nou hy is die seun van 'n Hall of Fame featherweight champion, Prins Naseem Hamed. En hy is sy vrou debut maak by undercard van Usyk en Dubois op 26 Augustus in Wrocław, Poland. Ja, so daai ding is ook aangekondig en ja, ons ken vir Prins Naseem, maar hoe gaan Adam wees? Ek dink hulle sê daai ja, okay, ons moet maar sê Adam, want as ons sê Hamed, dan dink jy aan sy pa. Prins Naseem se seun. Ek dink hulle sê hy fight baie soos hy, ook baie movement, ook daai weird style en goeders. Ek weet nie of hy sy pa se pop het nie, want sy pa was 'n featherweight, Prins Naseem Hamed, maar hulle sê daai man se punching power was soos 'n middleweight geweest, soos hy het ongelooflik hard geslaan. En dit het natuurlik 'n groot impak gehad op sy fighting of op sy sukses. Want ek meen hy het mos verskriklik rond beweeg en gedans en hy het 'n kere gegaan en hy slat vir jou van 'n angle af, jy dink is onmoontlik dat hy jou daar is, dan vlieg hy in en hy slat jou hier van ver af en dan slat hy die ouens sommer uit met een shot. Nou ek dink nie, kom ons sê maar Adam, ek dink nie hy daai power nie, maar okay, die foto is seker hier iewers nou al. Hy's hier agter hom, voor hom Mike. Ja, voor of langs oom Mike of wat ook al, maar hy's lekker gerip, hy's lekker gebou en ek dink hulle sê hy's redelik vinnig en goed, maar ons moet mos maar nou kyk. Ek dink dit gaan 'n verskriklike goeie fight card wees, veral die main event Usyk en Dubois, maar ek meen om te hoor van 'n ou soos Prins Naseem Hamed se seun wat sy debut maak, almal sal dit wil sien. En dan wil ek net sê, ons gaan probeer om sommer gou 'n YouTube videoetjie te speel nou van Prins Naseem, en daai ou is verskriklik entertaining geweest. So kyk die video, geniet dit. Ons kan nie die hele video speel nie, ons sal net 'n stukkie speel, maar in die link of in die onderkant, wat ook al mense noem, sal ons die link van die vol video sit. Dis soos 5 minute of wat, maar dis so 'n lekker funky song wat speel en hulle wys al sy shenanigans. Kyk dit, you will be entertained. Welcome to the remix. D1 Insuperable. Let's go. La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza. Okay, en dan is Jamal Hill van die UFC. Hy is die light heavyweight champion, of hy was die light heavyweight champion. Hy het nou sy title gelos het of gewykheid het. Want hy het 'n probleem opgetel. Ja, blykbaar het hy sy Achilles heel of sy Achilles tendon. Ek weet nie presies wat gebeur het, of dit nou geskeur is of wat nie, maar hulle sê net dis 'n ernstige besering en dit is nie sommer gou nou wat dit gaan klaar wees nie, dit gaan lank vat. So toe volg hy presies dieselfde ding as wat hierdie gedoen het. Hierdie Prohashka was champion gewees. Hy het 'n massive shoulder tear gekry wat suppose is om hom 2 jaar uit te sit, maar hy's mos nie 'n normale mens nie. Hy's in 'n jaar sal hy seker reg wees. Toe Prohashka gesê hy gaan nie die
bel Dusty Johnny, die fight, die division moet aangaan sonder hom, toe hy gewyk uit, toe Jamal Hill en Glover Teixeira gefight vir die vacant title, en toe het hulle dit gekry, of eintlik was dit mos Jan Blachowicz en hy Ankolaev, toe het hulle so 'n stinker van 'n fight gehad en dit was 'n draw, toe's Dana so kwaad, toe sê hy sommer, die volgende fight tussen hy manne is vir die title, soos 'n maand daarna, of 'n paar weke daarna, wat ek al, maar wat vir my cool was Prohashka en Hill het mos nou al sulke videoetjies vir mekaar gemaak wat hy Prohashka mos gesê het, I'm coming, en dan sê Jamal Hill, where you at though, en hy sê, that's what she said, en sulke goed, maar hulle wys respek vir mekaar, soos toe dit gebeur, toe Prohashka getweet en vir hom gesê, only someone who went through this will know how it feels, and I hope you heal up fast, champ, and when I'm coming back, I'll be waiting for our fight, en toe Hill weer gesê, thank you champion, I appreciate, so daar's baie respek tussen die twee, wat vir my baie cool is. Ja, so hulle gaan mekaar dalk in die toekoms kry. Verseker, ek glo hulle sal verseker. Ja. Fight announcement, Tyson Fury teen Francis Ngannou, die 28 Oktober Saudi-Arabië, maar dit sou maar so simpel fight. Ons het ons vroeër gesê. Op die vorige video van hulle mag nie mekaar knockdown nie, maar hulle het dit nou verander. Dis 'n fully fledged boxing match. Dit gaan nog interessant wees. Ja, ek is net nie seker. Ek neem aan hulle sal vir die titles fight, en as hulle vir die titles fight, dan sal dit seker maar 'n 12 ronde fight Ek wees. dink hulle sal nie, want Francis is besnou. Hy kan seker nie sy eerste fight vir die titles. Ja, hy fight, ja, ek weet ook nie. Ons sal seker maar meer Ek informasie. dink dit gaan maar net 'n gewone fight wees. Ja, maar dit is nie 'n exhibition match nie. Dis 'n fight soos 'n koei. Dis 'n real boxing match. Francis maak sy boxing pro debut teen die beste heavyweight in die wêreld. So Geld praat lekker. Geld praat groot, my maat. En dit gaan groot geld wees, want die Saudis, my maat, moet daai oliegeld van hulle. Daar's baie mense wat sweet in Amerika en Engeland, al die promoters en goeders, want hulle sê al die superfights gaan nou Saudi-Arabië toe gaan, want daai manne sit silly money neer. Hulle praat van Francis Ngannou dat hy 'n 8-figure payday gaan kry, en die getalle wat ek hoor is $30 miljoen, en ek meen vir Canelo kry 30 miljoen 'n fight. Fury kry 30 miljoen 'n fight, die top ouens. Maar in die UFC, my maat, daar's nie 'n manier nie. Dis seker die meeste geld wat Francis van al sy fights saam in die UFC gaan maak. So ek gaan nie veel van hierdie sê nie. Wat ek wel gaan sê is baie mense glo hierdie is 'n mismatch, maar dit is nie. Dit is nie regtig waar nie, because in heavyweight boxing dis net een punch. Maar ek gaan 'n spesiale video maak 'n bietjie later in die week wat net gaan fokus op Tyson Fury en Ngannou, en om te kyk hoeveel van 'n kans het Ngannou actually om daai fight te wen. So kyk uit vir daai video, hy gaan binnekort drop. Okay, and that's a wrap vir ons 4de episode. Ja, ons 4de load shedding episode. Eerste load shedding wat op episode 4 was. Onthou asseblief om te like, te subscribe, te comment. Jy klaar geview, so daai is klaar in die bag. Baie dankie. En onthou ook asseblief om 'n comment in te sit, en soos ons gewoonte is ons ek kan nie, die videographer sê iets, maar ek kan nie verstaan wat hy sê nie. Maar dan sal ons die comments insit in die comment sections. Of nee, sorry, jy sit die comment in, ons sal dit lees. So ek is nou heel te mekaar. Kom ons lees gou die laaste paar die top comments van laas. Ja, @j.nelson koppelteken ZF7DJ. Yes, sien. Nou vir my. Kan jy nou nie net sê Nelson? Nee, maar weet jy wie is Ek dit? sien dis ou Jaap. Ja, so ja. Dankie Jaap vir daai verskriklike naam.
hy sê net die South Africa's future #1 sports podcast. En ek kan nie sien Yeah. wat se emojis daar is, dis net blokkies by my. Ja, is uitroep of dis streamertjies en viertjies en wat ook al, maar thanks ou Jaap, hy's 'n freaking eyster. Hy's mos nou in Port Nolloth daar met sy verloofde, so hopelik een van die dae daar kom hy terug. Dan het ons vir JC Lucas. Is ook 'n pel van ons. Ek wou nou verduidelik het hoe hy lyk goed, maar julle het nou vir my gesê ek mag nie sê nie. Hy soek maar 'n ginger soos ou skala. Maar ja, ek het 'n klomp ginger vriende jong en ek het met 'n ginger Dis van die beste. ja, amper sê ek van vroumense, maar kom ons los daai maar. Net Wat sê daar. JC? Ja, wat sê JC? Hy sê, okay, en dis na aanleiding van die Driekus Du Plessis fight, daai kort video wat gemaak is, sê hy, "Jep, daardie mannetjie moet 'n poep emoji." En hy sê daai mannetjie poep in 'n haak en steek bos. Vee sy boude af met 'n doringtak en maak sy broek vas met 'n pofadder. So ja, ons het gesê hierdie video is nie vir kinders nie. So dis darem nie te rof nie, maar wat jy sê eintlik basically sê is Driekus Du Plessis is 'n rowwe gevaarlike flippin man. Dis Suid-Afrikaan. Ja. Ja, en dan het hy Black Hawk hy ja. Hy sê mooi manne, baie nice, ek hoop julle gaan nog groot. En ja, dus ken hom nou nie. Ek het nog nie of ek ken hom nou nie persoonlik. Ja, hy sit daar oor kom dit, maar hy het baie video's bietjie gekyk. Hy doen so edits en goed op games, GTA en die goed so. Ja, ons waardeer dit. Ek het gesien dat dit gelyk het, weet nie of dit op GTA was nie, maar hy het sommer soos SAPS, soos GTA gewees. ja, karre met ons logos op of ons polisie signs of wat ook al. Dit was cool geweest. So thanks Black Hawk. Dan is dit van Hadida Newspaper en dit is I'm going to say this one in English even though I might possibly be making a fool out of myself. Maar ons videographer sit 'n vryte aan. Hy's ook 'n evil mannetjie. But I have to say this in English out of respect for Steve. That's the guy's name. It's his newspaper. He said, "Sound is great. Love the Tyson poster. May the universe shine on you guys. Salute and well done." Thank you Steve, I appreciate it. Steve help my baie. Hy gee my baie input en 'n klomp goeie so. Dit beteken vir my baie om hierdie boodskap te kry. Ja, nice. En ja, Gerry van die kerk 2528. Nou Gerry is 'n amper seker prominente luisteraar. Ja, hy het al gekomment op almal of op die vorige een. Dankie ou Gerry. Nou kom ons kyk wat sê hy hierso. Suid-Afrika, julle weet nog nie wat ons sê nie. Maar jy daai ene gekry Gerry. Weet jy waar het hy dit gekry? Ja, seker maar by Driekus. Dis Driekus wat ons hier by einde sê. Suid-Afrika, hulle weet nie wat ons weet nie. Ja. Nou hy sê Bloodsport Media gaan nog groot gaan weer met 'n blokkie. Amen. Dis 'n musseltjie. Mag jy seker nou nie te sê elke emoji nie. Maar daar's 'n emoji. Ja. Manne, julle is weer aan die brand. Groot fan, ons local show net vir jou. Manne, well done. Ek voel julle passie. As ek luister, voel ek wil ook in die ring klim, julle studio en kom saam gesels. Nou as jy nou weer kom aan ons op plan maak, Gerry, as jy weer. Ja, verseker, as sit ons 'n bank hierso en hy kan saam praat en jy kan maar in die ring klim met die gloves op ook as jy wil, ou Gerry man. Ek klink nou braaf want hy's bitter ver weg van my af, maar wat ek net wil sê, Gerry is 'n flippin groot seun. Ek dink hy weeg 108 kg of so. Hy is 4 van my. Ja, en ek gaan 'n video nou hierna insit. As die hele ding klaar is, 'n video speel is kort, dis nie eens 'n minuut seker of wat nie, van ek en Gerry wat spaar en hoe boksing omskep is in MMA of uitgeloop het in dit, maar ek het die video gemaak. So ek was ek het gehoor hoe lag jy hier in die agtergrond jou klein strooi. Maar wat cool is ek weet nie of dit daai selfe aand was of 'n volgende aand. Gerry het kom kuier. Soos hy is in Kreersdorp, so hy kom kuier vir 'n paar dae vir week en dan boks ons saam en ons oefen saam en ons kuier saam en wat ook al. En iewers in daai ding het ek en Gerry geboks en ons sê vir mekaar ons slaan nie te hard nie,
Want ek kan nie laat hy my te hard slaan nie, want hy is soos baie groter as ek. Al is ek mos nou baie gevaarliker as hy. Maar ja. En ons fight en ons lekker man en ons speel, maar ons slaan al hoe harder en ons slaan al hoe vinniger. En ek weet nie wat ek doen nie man, ek praat nog met hom, soos ek gaan terug en ek lag, ek wil nog iets sê, maar uit die bloute uitslaan hy man my met 'n maase vinnig hou, maar hy slat vir my soos met 'n hoek, hier op die punt van my ken. Maar ek het nog nooit so iets in my lewe ervaar nie, want my mond was nie eens toe nie, ek dink eers ek het 'n gum guard ingehaat of ietsie, want dit is mos nou nie serious sparring nie. Maar ek sê vir jou, hy slat vir my dat daar 'n liedjie begin speel in my kop, wat ek nog nooit in my lewe gehoor het, soos daai shock in my brein. My brein is so amazing, hy compose met sy eie song van skok. En daai wat hy my slaan, ek weet nie of jy kan onthou nie, toe hy my slaan, ek gaan so, wow, jong, is jy mal, wil jy my doodslaan? En hy sê, sorry my broer, ek beloof ek het nie op my hardste geslaan nie, maar dit is mos maar waarop het neerkom, the punch that you don't see is the one that knocks you out, en dit was verseker een van daai goeders. Net nuwe liedjies gespeel. Ja, cool, liedjie gecompose in my kop en alles. Maar anyway, Skala, dit was 'n lekker aand gewees. Load shedding is daarom seker nou oor so 'n uur of wat verby. En lekker aand vir jou verder en ons sien uit na ons derde aanbieder, maar okay, hy wil nou nie gesig wys nie. Maar anyway, vrede vir jou, goed gewees. Shap. Geniet die video van Gerry.